Moomin en sy familie en maats wil op 'n lang seereis gaan met die boot wat hulle reggemaak het. Hulle het besluit om sommer net in te klim en te ry, waarheen ook al. Dis baie meer pret as mens nie weet waar jy gaan beland nie. Kragtig, mamma. Ons kom dan weer terug huis toe, hoor. Ek hoop so. Ek twyfel of ons soveel goed nodig het. 'n Mens weet nooit met die see nie. Seker nie, maar nogtans. As ons iewers vasmeer, sal ons 'n ou vuurtjie wil maak. Met die hout op die eiland. Ja, maar sê nou die hout het nat gereën. Sê nou net dit was hoogwater en die see het alles van die eiland af weggespoel. Maar ons soek dan juis avontuur en opwinding, mamma. Ek hou van avontuur met koffie en koekies. Opskit julle ons tyd raak min. Hi Moomin, hallo. Hi Moemai. Jy kon lelik seer gekry het. Nee, ek nie. Jy moet versigtig wees, Moomin, dis gevaarlik. Ag nee, wat? Ek oefen vir op die boot. My ou moet wil nie saam met ons kom nie. Hy is alweer besig met 'n nuwe slim ding wat hy wil maak. 'n Regte bootreis. Ek kan amper nie meer wag nie. Ek sien so uit daarna. En nou, kan ons nog nie gaan nie? Nee, jong, hulle pak nog heeltyd in. Ja. Moet ons al daai goeder saamvat? Ja, ongelukkig sien, anders gaan jou ma baie ontevrede wees. Maar waarheen gaan ons nou eintlik, Moomin? Iewers ver of iewers hier naby? Ons weet nog nie, né, pappa? Nee, maar die tyd sal wel leer. Hallo dokter Wetals. Het jy 'n nuwe blom vir jou versameling gekry? Nee, ek het nie. Ek het al van hierdie soort blomme in my versameling. Goeie, stres julle dan aan die trek. Nee, ons gaan op 'n bootreis. So die boot se eerste baas het hom toe nie kom terugvra nie. Nee. Maar is dan so 'n klein bootjie, waarvoor neem julle so baie bagasie saam? Almal aan boord. Hys die seile. Meer na stuurboord. Nee, meer na bakboord. Hys die seile. Op met die anker. Meer na stuurboord. Hallo daar, is die moes nog hier nie? Nee, Dis 'n baie mooi dag vir bootry. nee, ek wonder waartoe gaan ons ry? Ons is nog nie seker nie. Ek wil net nie te ver weg gaan nie. Hoekom dan nie? Maar ek is nou nie jy's 'n baie goeie swemmer nie en sien nou maar as 'n storm en ons boot sink of slaan om, wat doen arme ek dan? Toe maar, die weer lyk vandag te goed vir 'n storm. Dankie. Reg bemanning, almal aan boord. Mamma, my. Boeboe. Moemai. Kom dokter Wetals, ons het nie heeldag tyd nie. Gaan jy ook saam, dokter Wetals? Natuurlik ja, moepapa het gesê hy sal stop as hy 'n eiland sien. Dan gaan ek plante en blomme soek vir my versameling. Kom jy of bly jy snif? Die boot sal vol, nee. Hier's plek vir jou. Kom aan snif, jy hou ons op. Kom ons wil ry. Dalk soms te veel vir die boot en net ou sink hy. Ag, moenie simpel wees nie. Die boot kan nog 'n hele paar van ons vat. Sien jy? Net nog een ekstra sal hom nie laat sink nie, né, pappa? Nooit nie. En die see is vandag besonder kalm. Miskien liewer 'n ander keer, dankie. Jy is tog so 'n lafaard. Moe pappa, kom ons ry tog nou. Ons
Ons gaan nou sonder jou snif-snaf. Ag, toe maar, wat, dis niks nie, ek verstaan. Ag, ek dink in elk geval dat iemand moet bly om die huis op te pas. Geniet dit. Ek waardeer dit baie dat jy ons huis vir ons gaan oppas. Kry vir jou van die koek op die kombuistafel. Ja, mens, dankie, mamma. Wens Snif-snaf het ook saamgekom. Ag, hy is te veel van 'n bangbroek. Maar hy kan nie eintlik swem nie. Ek dink is oor hy so verskriklik baie eet. Dis 'n salige lewe, né, mamma? Ja, papa. Nog steeds geen teken van 'n windjie nie. Miskien moet ons maar begin roei. Baie goeie idee. Bobo, sê jy vir Moeman help, jong. Ek hou baie van roei. Ag nee, wat jy sal harder moet roei as ons ergens wil uitkom. Ek roei klaar hard. Wat noem jy dit hard? Ons beweeg dan skaars. Ons beweeg stadig, maar ons beweeg tog. Ons gaan nooit iewers kom nie. Ons sukkel man, daar's 'n baie sterk stroom hierso. En nou, as dit so aangaan, gaan ek nie vandag 'n enkele nuwe blom vir my versameling kry nie. Nou goed dan vir jou 'n vislyn in 'n hoek en maak vir jou 7 uur bymekaar. Ou mense kla altyd oor alles. Wil iemand nie vlei dat daar 'n windjie opkom nie? So 'n kalm see het al baie matrose se moed gebreek. Kyk, daar's 'n eiland, mo pappa. Ag nee, wat jong, hy's te klein vir enigiets. Nie vir my nie. Haai julle, ek roei nie, maar ons beweeg tog, die stroom het gedraai. Nee, die wind het opgesteek. Kyk daai mooi eiland, pappa. Lyk of hy 'n goeie hawe het. Ek weet julle, ek gaan vandag eksotiese nuwe plante en blomme daar ontdek. Oppas net nou is daar wilde diere of mensvreters. O ja, ons moet nie te ver van mekaar afdwaal nie. Julle moet my in elk geval help om vuur te maak. Ek is nou so dors, ek kan skaars wag vir my eerste eilandkoffie. Pappa, ek kan induik met die tou en voor julle uitswem. Wonderlik wat jy als ingepak het. Ja nee, ek hou van avonture met 'n klein bietjie gebak daarbey. Nee, ek wonder of die eiland 'n naam het en of daar al voor ons iemand hier was. Baie dankie kinders. En toe, wat is volgende, mamma? Iemand moet die eiland verken. Ek sal dit doen. Ek verken graag vreemde plekke. Versigtig wees en kom vertel vir ons alles. Lus vir self kom. Nee, ek wag liewer by jou ma en pa hulle. Hiermee kan moe mamma 'n eislike vuur stook. Die eiland maak julle daarom fliks, né? Ek dink nie hier bly enigiemand op die eiland nie. Ek dink jy's reg, dit lyk vir my ook nie so nie. Ons het nog niemand hier gesien nie. Wel, ek het al iemand hier gesien. Wat? Hoe het hy gelyk? Ag, so halwitterig. Maar hoe het hy gelyk? Was hy klein of groot? Omtrent so groot soos ek. Maar hoe het hy gelyk? Ek het jou mos gesê so halwitterige bietjie soos 'n spook of 'n ding, so half snaaks. Ag, ek wens ek het so 'n goeie verbeelding soos jy gehad, my. Hey, wil jy nou probeer sê ek jok vir jou? Ai nee, nooit. Ek weet jy dink jy het iets gesien. 3 meeldrade en 7 stampers. Wat 'n opwindende fonds. Van julle het ek al reeds. Oh, wat 'n wonderlike eiland. Die blomme sal enige versamelaar se hart vinniger laat klop.
En wat is dit hier? My genigtig, dis mos 'n barometer. Wat? Hy sê hier gaan reën en storm weer kom. Maar ek dink hy's eintlik al lank aan stukkend. Dag sê, my naam is Dr. Wethals. Wat is julle name? Of sal ek liewer sê, wat is julle? Goeie genade. Ek wonder of dit miskien hulle barometer is nie. Nee, geen pad. Los my uit. Ek het julle niks aangedoen nie. Los my uit. Geen pad hier so. Ek dink wat my gesien het is 'n sampioenspootjie. Wat? Is 'n sampioenspootjie 'n regte spook? Wel nie heeltemal nie, maar tog so 'n bietjie. Maar sampioenspootjies is skadeloos. Help my. Hy moet in die moeilikheid wees as hy so hard gil. Die ou bas oordryf ook altyd met alles. Ga weg. Los my uit. Hulle gaan my opvreet. Help! Daar langs. Dis 'n hele bende sampioenspootjies daai. Toe maar dokter Wethals, ons sien. Uiteindelik, help my asseblief tog hier af. Wat het jy gedoen dat die sampioenspootjie so woedend is vir jou, hè? Ek het aan die paal van hulle geraak, maar ek het regtig nie geweet dit behoort aan hulle nie. Maar ek dink dit moet iets anders wees wat hulle kwaad gemaak het. En ek het ook aan die barometer gekap om te kyk wat die weer gaan maak. Nou begin ek verstaan. Miskien het die sampioenspootjies gedink jy wil hulle barometer steel. Nee, ek wil nie hulle simpel ou barometer hê nie. Hy tog gedoen asseblief iets om my hier af te kry, boe, ek smeek jou. Hoe kan ons hulle verwyder? Help, ek gly af. Ek kan nie meer hou nie. Red my lewe. Ons sal nou vinnig iets moet doen om te help. Laat my nou mooi dink. Ja, maak gou, help my. Ek het nou net iets onthou. Hierdie sampioenspootjies kan glo nie heeltemal so goed sien en hoor soos ons nie, maar hulle is vreeslik gevoelig vir trillings in die grond. So miskien moet jy die paal probeer heen en weer skud. Hoe? So iets. Nog meer. Sien julle, die sampioenspootjies begin nou voel hoe die grond onder hulle skud en bewe en hulle hou niks daarvan nie. Ek kan nie meer nie, ek is gedaan. Dink jy regtig dit sal help om hulle weg te jaag? Klim maar af. Fooi tog dokter Wethals, ek hoop jy het seer gekry. Sulke waglike vieslike ongediertes. Ek sal hulle wys wie's baas. Ek gaan hulle barometer vir my vat. Nee, ek dink jy moet dit maar liewer hier los. Maar die simpel ou ding is tog in elk geval stuk en hy werk nie meer nie. En hoe kan jy so seker wees daarvan? Wel, ons het vandag heerlik lekker weer. En die ding sê dit gaan reën en storm, sien jy? Hy is definitief stukkend. Ons eet regte pannekoek in die wildernis in plaas van blikkies vis. Ek en mamma is goed met pikniks. Papa sorg vir die avontuur en ek sorg vir die eet en drink goedjies. Hy staan nou onder op 00, die laagste wat 'n barometer kan gaan. Ai, is dit? Hier gaan 'n groot storm losbars. Dis nou te sê as hierdie barometer reg werk. Maar 'n groot storm? Ek hoop nie dit gaan ons lekker piknik hier op die eiland bederf nie. Kragtig. Kyk hoe lyk dit daar op die horison, julle. Dit lyk nou 'n baie groot storm. Kom ons gaan huis toe voordat hier uitkom. Ek dink nie ons het tyd daarvoor nie. Die storm sal ons boot uitmekaar uitruk. Ag, ek is seker daar's nog genoeg tyd oor. Ek weet nie so mooi nie. Dit sal darem 'n groot jammer te wees om nou al te moet huis toe gaan, my. Ons het dan nog glad nie eens die ander kant van die eiland gesien nie. En ek het ook al glad nie genoeg van hy sampioenspootjies gesien nie. Ek wil hulle nooit weer sien nie. Ek gril my mos dood vir hulle. Ek dink ons moet nou dadelik hier wegkom. Hoe voel jy oor die saak, mamma? Nee, wat pappa, jy moet besluit. Jy's ons spannetjie se kaptein. Ja, ek sal ernstig hieroor moet nadink.
Ek het besluit ons bly hier. Heel nag. Moontlik ja. Gou, die reën is naby. Ons moet dadelik die tent opslaan. Die tent? Ek en mamma het ons nie onvoorbereid op die bootreis begewe nie. Sjoe, julle het regtig aan alles gedink, pappa. Daar's nog iets belangriks, hè? Ons moet die boot se seile afhaal en hom uit die water uitkry voor hy wegwaai. Stoot. En stoot. En stoot. Mooi skoot. Hy staan nou stewig. Ja, ek dink daarmee die brander sal so hoog opstoot nie. Hy behoort veilig te wees hierso. Reg, volgende is dit operasie tent opslaan. Voorwaarts bemanning. Die stootry was te uitputtend vir jou, sit nou ontspan. Ek is gedaan. Dis nie dat ek sê, sit er ek hier in ontspan. Ek sal so maak. Ek besef jy's oud, ek wil jy nie te ver dryf nie, maar wanneer jy uitgerus is, kan jy vir ons daardie tou agteraan 'n boom vasbind. 'n Mens weet nooit met die see nie. Ek sal onthou. Wag julle vir my. Goeie genade, wat 'n dag. Ek glo nie ek het al ooit so iets gesien nie. Genade. Dis een van die skaarsste blomme in die wêreld. Hoe lyk dinge? Dit het al begin reën daar oor die see. Die storm gaan nou hierso wees. Kom saam, ons gaan tent toe, jongens, gaan sopnat ry. Gaan jy? Nee, kom saam toe. 'n Storm is so opwindend. Hæ? Dis wonderlik om by die see te staan en dan te kyk hoe die storm al nader en nader aan jou kom. Dit laat my koue rillings kry. Mens moet net jou tyd reg kies. Hæ? O. Jy bedoel mens net tydsloop voor die nat reën. Heeltemal reg, ja. Ek wonder wat doen die sampioenspokies nou? Maar hulle wag nes ons vir die donderstorm. Hou hulle daarvan? Ja, jy sien, die elektrisiteit in die lug maak hulle altyd baie opgewonde. Regtig? O, hier is die reën nou. Ek het nog nooit sulke reën gesien nie. Doe maar wat, dit sal nie lank so aanhou nie. Fooi tog jy sopnat, mamma. Dankie, Momai. Nee, wat? Moenie bang wees nie, Momai. Ek is hier om na jou te kyk. Daai blits was na ons. Amper te na. Toe maar dis nou verby, Momai. Kyk net waarop het ek vandag afgekom. As 'n mens op 'n verlate eiland is en daar is 'n groot storm, dan moet jy eenvoudig maar net sit en wag tot hy hom uitgewoed het. Maar dis ongelukkig nie so eenvoudig as die stormsee jou boot wegspoel nie.
Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moomin. Maar die kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moomin. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie ons speelblik as paai, klein Moomin. Moomin. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moomin. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moomin. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moomin.